huis wanneer ek in die sitplek neem, of die musiekspan sê dankie, is altyd lekker om saam met hulle te bedien en saam met hulle die naam van die Here groot te maak. Ek het vanaand snaakse opdrag of 'n snaakse skrif by die Here gekry en ek wil vanaand met jou praat soos die Here op my hart lê. En ek gaan vir jou lees in Matteus 25 vers 25. Hy sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar die binnekant is vol roof en onmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat die buitekant daarvan skoon kan wees. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, dat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons vanaand toe met die liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil vanaand so bietjie met jou praat oor hoe lyk jou binnekant. So ons snaaks dat ons baie keer in ons lewens, wanneer ons na sekere goed kyk, ons 'n waardebepaling doen op wat ons aan die buitekant sien. Is nog ons snaaks as jy 'n kar gaan koop, is daar niemand wat die engine wil bepaal om te kyk wat raar daar binnekant aangaan nie. Ons kyk na die buitekant, ons kyk na die binnekant van die voertuig, die binnekant van hoe hy sy upholstery gedoen is, as ek dit so kan sê. Ons kyk na goed wat die oog kan sien, maar wanneer kyk ons na die goed wat die oog nie kan sien nie? Jy sien, hier het my geweldig begin pla, want ek wil weet, wat gebeur as mense na my kyk? Is nog ons snaaks dat baie mense ons baie keer takseer op die uiterlike, op dit wat ek sien, om te sê, ja, maar hy is altyd netjies en hy het altyd 'n skoon hemdplan, of wat ook al die geval mag wees, maar dis nie vandaan die antwoord waarna ek soek nie. My vraag wat my vandaan pla is, hoe lyk my binnekant vandaan? Hoe lyk dit wat ek na buitekant toe weerspieël? Jy sien, dadelik toe kom die gedagte by my op, want daar is 'n paar voorbeelde wat ek kan gebruik van manne wat in die Bybel was, wat hulle innerlike het nie weerspieël wat die uiterlike weerspieël het nie. Ek kan vanaand gou daaroor praat. Ek gaan kyk na 'n man soos Josef, 'n man wat gegaan het om vir sy broers kos te vat en hulle in die veld te kry, maar hulle beplanning was om hom dood te maak. Vat hom, gooi hom in 'n put in, vat hom, verkoop hom aan die Egiptenare, vat hom van die Egiptenare om en hy vat hom, dis die man met die naam van Potifar, hy vat hom na sy huis toe, om sy huis skoon te maak en sy huis te rang, en as gevolg van dit, toe lees sy vrou by hom aan, en Potifar se vrou, en hy word gevat en in die tronk gegooi. En dadelik kom die vraag in my hart, en ek wonder, hoe lyk sy hart teenoor sy broers? So ontstaat dat, wanneer iemand jou te nakom, is ons geneig om te sê, ek sien jou terugkry. Of, gee my net 'n kans, ek is nou daar. Ek sê gewoonlik, as die jong is my so challenge, en sê ek, jong, bloei so lang, en kom, ek is nou by jou. Vir die rede, ek weet waartoe ek in staat is, maar terwyl ek hier aan dink, terwyl my hart hiermee besig is, toe kom die vraag by my op, maar wat gaan in ons binneste aan? Hoe lyk ons vanaand? Dit wat ons reflekteer. Hoe lyk dit vanaand wat ons weerspieël? Want jy sien, as ek vanaand na Josef moet kyk, sou ek 'n man kon kry wat sê, weet wat, ek wil niks met my broers te doen nie. Hulle is 'n klomp rubbish. Hulle het my verkoop. Hulle was die oorsaak dat ek in die tronk is. Hulle is vanaand die oorsaak dat ek hier sit. Hulle is vanaand die oorsaak dat ek in my omstandighede is. En baie keer kyk ons na die uiterlike en ons wil weet, hoe lyk die innerlike? Wat gaan in jou binneste aan? Kan ek dit maar vanaand vir jou sê? Jy kan vanaand 'n suit en 'n tie dra, maar jy kan binnekant verrot
mense lyk buitekant mooi, maar is binnekant dood. Nou kan jy vir my vra, pastoor, wat bedoel jy daarby? Kan ek nog vanaand vir jou sê, ons leef in 'n tyd, ons leef in 'n wêreld, ons leef in 'n tydvak waar ons baie keer 'n masker moet opsit om nie te wys hoe dit reg voel nie. As iemand begin praat oor sekere goed, of iemand begin politiek praat, dan moet ek 'n masker opsit van, ag ek is jammer, maar weet jy wat, hier binnekant is nie wat in die gang is nie. En ek wil vanaand vir jou sê, dat door hierdie gedeelte lees, toe kom die vraag by my op, hoe lyk jou binnekant vanaand teenoor ander mense? Jy sien, om buitekant te wees is maklik. Ek sê altyd vir jou, ek lag buite, maar binne is ek stik. En kan ek het maar vanaand vir jou sê, baie keer is ek vriendelik na buitekant toe, maar binne in my hart is 'n moordkuil aan die gang, vir die rede, dit wat binne in my is nie normaalweg of altyd dank, so skoon en suiwer, soos wat ek is nie. Ek is iemand wat aan glo, hygiëne is my baie belangrike ding, 'n man moet skoon wees. Ek hou daarvan om sommer 2 keer op 'n dag te stop, 1 keer in die oggend, 1 keer in die aand voor ek in die bed gaan klim, want ek wil altyd skoon wees, ek wil reg wees, as dinge gebeur, wil ek wil kan opstaan en net beweeg, want ek weet my liggaam is skoon, ek weet dinge is skoon. As ek by mense aankom, gaan ek nie aankom met 'n kort broek en plakkies en goed, om te wys nie, ek probeer altyd netjies wees, want dit wat ek wil vir hulle wys, is dit wie ek werklik is. Kan ek maar vandag vir jou sê, jou uiterlike wys baie keer meer van jou innerlike as wat jy dink. Jy sien, die Bybel sê, die hart van vol is, loop die mond van oor. Is nog ontsnaaks toe Josef se broers voor hom kom. Hy was daar 'n tydperk gewees in die tronk van genesing. Daar was 'n tydperk wat hy sy hart moes skoon kry. Daar was 'n tydperk wat hy na homself binnekant moes kyk en sê, weet jy wat, ek is so jammer dat ek hulle so kwaad aangedink het, of gedink het, wat ek met hulle sal doen as hulle hier kom, of wat ook al. Maar toe sy broers voor hom verskyn, toe is daar 'n jammerte in sy hart vir sy eie broers. Kan ek maar vanaand vir jou sê, baie keer in ons lewe is dit wat binne in ons is, wat bepaal hoe ons gaan optree teenoor ander. Ek kyk baie keer na mense so optree en dan vra, ek wonder hoekom tree hy so, ek wonder wat maak hom so, ek wonder hoekom doen hy hierdie klas van dinge, en dadelik kom het by my op, maar waar die hart van vol is, sal die mond van oorloop, waar die hart van vol is, sal weer kaats, dit sal weer speel, van wat binne aangaan. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, we sometimes do window dressing of our Christian life. Ons lyk die pad, maar die hart is nie die pad nie. Ons lyk vooruitstrevend, maar binnekant is ons besig dalk om dood te gaan. En daarom het hierdie ding my baie laat dink, want Jesus praat hier met die Fariseërs en hy sê vir hulle, jong, dit wat julle na buitekant voorgee, is nie wat julle aan die binnekant is. Kan ek nog vanavond vir jou sê, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, maar God ken jou hart. So wat baat dit, ek probeer om voor te gee, iets wat ek nie is, of ek probeer om voor te gee, ek is gelukkig, of ek probeer om voor te gee, daar is dinge wat in my lewe wonderlik gaan, maar binne in my, is ek nou bestryd. En dadelijk dink ek aan koning David, 'n man na God se hart. En hier het my baie laat dink, want ek meen, hy was 'n egbreker, hy was 'n moordenaar, hy het baie dinge verkeerd gedoen, maar hy het geweet hoe om met God te praat. Hy het geweet hoe om met God te kommunikeer, te redeneer, te sê, Here, ek staan in 'n probleem. Want jy sien, David het
verkeerde weg opgekom het nie. Wanneer laas het jy gaan kyk of jou innerlike dieselfde is as jou uiterlike? Kan ek maar vanaand vir jou sê, dat my asseblief nie verkeerd verstaan nie. Daar's baie mense wat so mooi en higienis en skoon is, maar aan die binnekant is hulle vrot. En terwyl ek hier aan dink, te dink ek maar, hoe kan ek my uiterlike maak, of my uiterlike blind maak, maar die binnekant is dood? Maar hoe kan ek my binnekant skoon kry, dat het op my uiterlike reflecteer? Jy sien, en daar moet te begin die gees van die Here met my te praat, want daar sekere dinge, wat ek en jy moet begin verstaan, dat wanneer die gees van God praat, sê die woord van die Here, is dit so strome lewende water, wat uit my binneste uit begin vloei. Kan ek maar vanaand vir jou sê, ek het iets agtergekom, hoe meer ek met God gevul is, hoe meer God oor my lippe hardloop, hoe meer God oor my mond is en my gedagtes is en op my tong is, hoe meer raak ek skoon na buitekant toe. Waarom? Want hierdie water vloei oor my. Dis besig om te spoel, is besig om my skoon te maak, van my binnekant af, na my buitekant toe, from inside out. Kan ek maar vanaand vir jou sê, daar's baie mense, wat buitekant skoon is, maar binnekant vuil. Ek weet nie vanaand van jou nie, ek is liewers vanaand, aan die binnekant skoon, maar aan die buitekant is ek vuil. Jy sien, ek het op 'n stadium, het ons plaasmetaalwerk gedoen, ons het elektrische skakelpanele gebouw, en dan, ek weet nie of weet jou ryk staal nie, ek mos reuk. En dan is het so amazing, baie keer, as het lunchtyd is, dan is ek so vuil en so, en as al die tyd reg om te eet nie, dan vat ek my broodjie op die punt onder, met 'n vuile hand. Dan tjouw ek hierdie ding, ek kou vir hom al die kante toe, tot na my vinger toe, tot ek die reuk val. En as ek hom neersit, is dit wat buitekant is, vuil. En ek sal dit nie eet nie. En dadelik kom dit in my hart op, ek wonder hoeveel van ons word so deur die vyand vasgehou, deur ons omstandighede vasgehou, deur dinge in ons hart, bitterheid en kwaad en woede en onvergewensgesindheid. Hoeveel van ons word vasgehou, en as ons na die binnekant kyk, ons is baie keer veiler as dit wat in die binnekant aan die gang is. Ek sal nooit vergeet die aanleer altyd gemou oor my beker. Want ek het 'n stuur wit beker gehad, en kom sit hom daar neer met koffie, en dan vat ek mee in die hendel, en ek vang hom so en ek, julle weet ons hoe gaan dit? Daar's nie altyd tyd om hom te draai, so jy slik gou, en dan werk jy verder, en baie keer sê ek wel kom, en sê vir my, ek kan nie sê drink jy so beker uit nie. Dan sê ek vir, moenie worry oor my buitekant lyk nie, aan die binnenkant is die silwer skoon. Ek het eendag by mense koffie gedrink. Ek sal dit nooit vergeet nie. Want ek die koffiebeker neersit, sit die koffie ring nog aan die binnenkant van die beker van die vorige keer, want iemand koffie in dieselfde beker uitgedrink het. En van daaraf wil ek nie meer koffie drink oor ons waar ek gaan nie. Want ek weet nie hoe lyk die beker aan die binnenkant. Ek kan ek maar vanaand vir jou sê, ek en jy is reeds dit wat God verteenwoordig, dit wat ander moet drink. Ek en jy is reeds dit wat ander moet sien. En my vraag is dit wat hulle inkry?
Ek wil begin klaarmaak, want jy sien, dat ek hier die gedeelte lees, te dink ek, jy kan vanavond die mooiste mens wees aan die buitenkant. Maar jou binnenkant kan mense wegjaag. Ek sê baie keer in die woorde, ek sit liewerste saam met 'n boemelaar op 'n sypaadjie en ek drink saam met hom 'n koeldrank. So dat ek partykeer saam met hom met 'n suit en taai aan die tafel sit. Want as ek met hierdie ou praat en ek vra hom wat gaan aan, is sy hart oop en hy's eerlik en hy sê vir my, oom, ek is verslaaf van iets. Kom ek by die ryk en sê, dit gaan so goed met my, maar binnekant sê ek fout. Wil jy met vanavond iets hoor? Want ek weet nie, hoe lyk jou binnenkant nie. Maar God weet. Ek weet nie, wat gee jy voor, of wat probeer jy voorgee nie. Ek het altyd as vir my by die huis gekom en hy so lekker vuil as ek gewerk en sê ek, ek is so bly om jou so te sien. Dan lach hy, dan sê vir my, hoekom? Dan sê ek, dat jy verdien skoon geld. Baie van ons verdien, en ook skoon klere aan ons verdien vuil geld. Omkoopgeld. Dinge wat ons moet doen nie. Ek wil jou vanavond vraag, hoe lyk jou beker aan die binnenkant? Het jy ooit gaan sit en kyk, wat gaan in my hart aan? Het jy ooit gaan sit en kyk, hoe lyk die merke en die plekke in jou binnenkant waar jy seer gekry het? Ek het eendag gedink besef en ek het 'n abses gehad op 'n sekere plek op my lyf en toe sê die dokter vir my, ons gaan wat uitdruk. Toe sê ek maar net so 'n klein puntjie, jy weet, daar kan nie so baie wees nie. En die oomblik toe ek oopsny en dit begin uitkom, dis omtrent 'n kwart koppie vol goed wat uitkom en dadelik sê ek vir hom, hoekom is dit so baie? Dis sê want wat die oog sien, is nie die tint. Maar wat binne aangaan, kan ons nie sien. Jy sien, my beker moet vanavond oorloop van God se liefde. Jy sien, ek het gister, toe maak ek vir my so lekker vispootjie, ek was lus vir 'n seegereg, so seegereg pootjie en goed. En dus ek nou gister, ry om die skorrelgoed te was toe, sit ek dan net die water so in en ek los hom. En toe ek nou vanoggend in my kombuis instap, toe ruik ek nie maar, dit ruik nie so vars nie. En ek gooi dadelijk Sunlight Liquid, tak warm water maak, was ook gauw mooi skoon en goed, en sit het neer en pak hom reg en toe ek vanavond in my kombuis instap, of vanmiddag in my kombuis instap, toe ruik het sommer lekker skoon, het ruik weer vars. En ek het die pootjies die deksel nogal opgesit, dat niemand moet sien. Maar dit wat van binnenkant afgekom het my vertel wat binnenkant kan. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek wil vanavond begin deur te sê, Here, maak my skoon van binnenkant af, buitekant toe.
verskondig was, maar ek moet dit doen. So wat ek doen is, as ek die beker vat, was ek eers binnekant. En dan was ek op buitenkant. En dan sit ek om deur die skoonwater, en dan sit ek om die droograd neer. En ek het nou bietjie na myself gekyk, ek het nog nooit 'n beker of 'n pot of 'n bord aan die verkeerde kant begin was. Ek begin altyd aan die binnekant. Want wat bade dit maak om buitekant mooi blink skoon. En die oomblik as die binnekant begin was, dit begin so uit te loop, dan sy buitekant hefvuil. So kan ek het vanaand vir jou vra, is dit nie tyd om skoon te maak, wat binne in jou hart aangaan. Elke oog verbuig, elke oog gesluit. Vir niemand moet rondkyk nie. Ek het 'n beker gesien, wat heeltemal uit mekaar uit was. Gebroken, stikkend, vol bloed. Maar dit wat binnekant aangegaan het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So dit maak die saak hoe my uiterlike lyk, of wat ek klere buitekant is, of hoe mooi skoon, of hoe aantreklik ek lyk nie. Maar het gaan vanaand oor wat binne in my hart aangaan. Jy sien, baie van ons loop met bedrog in ons harte. Baie van ons loop met dinge in ons harte, maar die oorsaak gaan wees, dat jou kleed onrein gaan wees. Wat baie, dit trek jou die mooiste soet aan, maar onder jou soet, is jy vuil en stink jy. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek wil begin weer te sê, Here, was my van binne na buite vanaand. As jy vanaand so voel, sal jou hand opsteek na God, ek wil net saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. As jy hand opgesteek, sal die saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid vanaand. Ek is so dankbaar dat U nie vanaand na my uiterlike kyk nie, maar liewer na my innerlike. Die woord sê, jy is nie 'n aannemer van persoon nie. So dit maak nie saak of ek vet, of maar, of mooi, of lelik, of wat ek is nie. Maar wat saak maak, is wat binne in die beker, in die houer is. En Here, ek is vanaand so bang, dat dit wat al binne in my is, ander vergiftig, of siek maak. En daarom wil ek vanaand kom, en ek wil bid en vra, Here, kom reinig my, van binne, na buite, met die kosbare bloed. Here, ek is so dankbaar om te kan sê, as die verandering binnekant plaasgevind het, is dit duidelik buitekant sigbaar. En ek wil vanaand bid en vra, Here, kom verander my hart. Ek wil vanaand wees soos Dawid en sê, deurgrond my, o God, deurgrond en toets my hart en kyk, dat daar nie by my iets vreemds opgekom het nie. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem.
wil 'n laaste gedagte met julle deel terwyl my musiekspan na vore kom. Ek wil vanaand vir jou sê, daar sekere plekke in my lewe, as ek ingaan, dan drink ek iets wat in 'n blikkie is wat toe is. As ek by 'n plek instap en is baie vuil, dan koop ek iets wat geseël is. Ek drink nie beter koffie nie. Ek koop liewer iets wat ek weet skoon is voordat ek die goed in sit. En terwyl ek vanmiddag hier aan dink en my gedagtes so bietjie laat gaan, sê die Here vir my, sê my woord nie, ek het jou verseël met die Heilige Gees. Jy sien dit wat in my is, moet skoon en aanneemlik wees vir God. En as ander daarvan drink, moet hulle kan lewe. Maar wanneer die vyand, hy vergiftig ons aan die binnekant, en dit wat ander kry, is dan giftig. So as jy vanaand gaan en jy gaan bid, as jy vanaand begin om ondersoek in jouself te doen, hierdie binnekant van jou te ondersoek, sê, Here, kyk binne in my. En as daar iets is wat nie van jou is, wil ek vra vir die weg. Vergewe my vir dit wat ek dalk in my toegelaat het. Ons is ons geneig om 'n troetelsonnetjie te hou, net ons berei een dingetjie. Ons berei alles, as ons nie maar miljoen en weer wat ek nou sal uitsort. Hy is besig met 'n vergiftig aan die binnekant. Toe hierdie dokter die absces klaar opgemaak het en uitgedruk het en goed en alles uitgedruk het, toe vat hy soos 'n opgerolde verband en hy druk hom binne in. En ek sê van waarvoor is hy sê, sodat ons al die vuil goed kan uittrek, wanneer ons hom uittrek. Kyk, toe hulle daai ding uittrek, toe bloei hy. En toe hy bloei, toe sê my nou is ek skoon. Want dit wat uitkom, is skoon. Ek wil julle moet verstaan vanavond, want hierdie het nogal my kop so bietjie getikkel. Ek vraag van wat sou gebeur as hierdie absces te groot geword het. Hy sê dat hy gebars en jou hele liggaam vergiftig. Moenie dat dit iets kleins in jou liggaam of in jou lewe so groei dat het naderhand jou hele geestelike lewe vergiftig nie. Dis hoe die Bybel sê in vers 24, ek het hom nie opgesit nie. Hy sê, julle sif hy sê, julle sif die muggie uit, maar julle sif nie kan lewe. Moenie dat die klein goedjies julle lewe vergiftig nie. Stel maar wat praat jy van die kameel insluk? Ons laat baie keer groot goed verbygaan, want dis die lewe, dis nie die lewe nie. Vir my is die lewe Christus, die sterwe se diens. Amen.